Die Kalahari, 'n land van rooi sand en wind, van stilte en stories. So Kalahari beteken plek van dors in Tswana, wat die dorre landskap dan ook weerspieël. En dit is nou baie interessant, want in 1931 is die Kalahari Gemsbok Nasionale Park in Suid-Afrika gestig om wilddienstropery te beskerm. Botswana het toe in 1938 die Gemsbok Nasionale Park gestig aan die ander kant van die Nosselrivier. En toe nou in 1999 het Suid-Afrika en Botswana 'n bilaterale ooreenkoms geteken om hulle parke as 'n ekologiese eenheid te bestuur. En op 12 Mei 2000 is die Kalahari Transfrontierpark amptelik geopen. Dit is baie interessant en ja, dit is eintlik 'n amptelike baie goeie verwelkoming. Baie dankie julle Gemsbokke en dankie Jolandi. Vir die laaste 2 jaar het ons oorlandse paaie gery, van die Oos-Kaapse berge tot die Namakwa-woestyn langs die Oranje rivier. Maar hierdie keer sit ons vizier op die verste reis noord nog ooit. 'n 4500 km ekspedisie, 'n 3 weke lange reis. Ons vertrek vanaf Port Elizabeth waar ons pad maak tot by die Ougrabies Valle, waar ons vir Willem en Jolandi dan sal ontmoet. Ons reisgenote Willem en Jolandi, ou vriende en oorlandse reisliefhebbers wat gaan reis vanaf Pretoria. Die ideale bymekaarkomspunt om ons reis vanaf af te skop. Daar gaan ons 'n bietjie verken voor ons dan ons pad gaan maak tot in die Kalahari Oorkruispark by 2 riviere en dan ons pad gaan maak tot by Nosop waar ons dan die harde Bosobogolo 2-spoorpad oor die Duineveld gaan aanpak in Botswana, al die pad tot by Mabuasehube. Daar gaan ons dan vir 9 dae lank verken tussen verskillende kampplekke met die hoop om die asemrowende Kalahari se diereryk te bewonder. Maar ons kan nie daar uitkom sonder om 'n hele paar uitdagings te oorkom nie. Hierdie is 'n reis wat amper 'n jaar se beplanning en voorbereiding geneem het. Dit alles begin met ons voertuie wat voorberei moet word. So, vandag is 'n baie opwindende dag. Ons het besluit toe nou om 'n canopy op die bakkie te sit. Ons het vir amper 'n jaar lank geoverland sonder 'n canopy. Maar dan moet ek ook sê ons het nie regtig trips gedoen langer as 5 dae nie. En met ons Kalahari trip wat volgende jaar Julie opkom, het ons toe nou besluit wel ons het meer spasie nodig wat water, hout en natuurlik ekstra diesel aanbetref. En ja, dit het ons toe nou tot op hierdie punt gebring. Die kappie is die fondasie van ons nuwe opset. Spasie wat ons voorheen nie gehad het nie. Maar met baie navorsing en fyn beplanning kon ek die fyn lyn vind tussen die spasie en die gewig. Of kon ons? Ek het ook besluit om 'n nuwe wenas te installeer vir daardie taai, onvoorbereide situasies. Met 10.000 pond se trekkrag en 'n sintetiese tou vir betroubare veldherwinning en swaar dienstake. Gemoedsrus vir die onbekende. En ja, ons het nou onsself bevind dat ons besluit het op 'n Alucap contour canopy. Ons gaan probeer om so gewigsbewus te wees as moontlik. Al doen ons die canopy, dit is een van die groot redes hoekom ons die Alucap canopy gekies het. Waar sy gewig natuurlik, ek dink hy so 54 kg, waar meeste van die ander ouens hier by die 76, 75 kg is.
Nou 25 kilos sien nie baie, is nie regtig baie nie, maar as jy dit in perspektief sit en 'n ou dink vir jouself 25 kg is 'n ekstra 25 liter water wat jy kan laai. Nou ja, julle, ons het nou uiteindelik die canopy op. Ons is nou so 'n bietjie verder as die canopy al op. Dit is daar's nou 'n paar goedjies wat ons nou natuurlik nou nie afgeneem het in die proses nie. Ja, soos julle kan sien, hier's my ou een travel companion. En die ander een loop hier rond. Karen is besig met haar ou goetertjies daar in die huis. Maar ja, dit was verseker 'n proses om saam te dink wat ons wou doen. Maar ja, soos julle kan sien hier agter ons, het ons gegaan met die Alucap contour canopy. Ons het 'n dubbel drawer stelsel laat insit, so 'n bietjie anders as wat die normale dubbel stelsel onder wat onder van die platform lê. Ek sal julle wel deurvat op die res van die goetertjies, soos byvoorbeeld die aluminium dividers, dis maar goeders wat ek laat custom maak het. Soos nou 'n paar goedjies wat ons nou uiteindelik gekry het. Ons het maar vir baie van die komponente gewag. As ons vir langer as 5 dae weggaan, dan het 'n ou bietjie meer goedertjies nodig soos water, hout natuurlik. Almal in Suid-Afrika weet 'n man kan nie gaan kamp sonder genoeg hout nie. En natuurlik diesel. Ons het 'n long range fuel tank in. Ek is onder die indruk, ons het natuurlik 'n bietjie meer diesel nodig as ons nou in die Kalahari en Botswana se kant ingaan. En op die uiteinde van die dag wil ons gaan met gemoedsrus en ons wil weet ons gaan genoeg diesel saamvat. Al hierdie goed wat ons so besluit het vir my gegaan oor om soveel as moontlik saam te vat as wat ons kan vir die minste gewig. Het 'n upgrade op die suspensie gedoen. Ek besluit nog net tussen gewone leaf packs of die parabolics. Ek meen ek het goeie dinge gehoor al van die parabolics. Maar ja, ek gaan nou so 'n bietjie van die goedertjies begin opsit. Eerste op die lys is 2 ekstra dieselkanne en reg oor kan dit om die gewig te balanseer 40 liter water. Ek stel wel voor indien jy meer diesel of water wil dra, begin om dit so laag as moontlik te dra met die gewig voor die as. Ons is nie van planne om gereeld hierdie gewig op die dak te dra nie, maar as jy moet, in my opinie, hou dit gebalanseerd aan die kante en hou die gewig so ver as moontlik vorentoe. Niks van die toebehore op die kappie se dak was net bout aan maklik nie. Omdat ek die ligste items van verskillende maatskappye uitgesoek het, was daar heelwat paswerk wat gedoen moes word. En dit gesê, praat ek nog nie eers van die uitleg nie. En dit is wanneer boekpens baie handig is, want dit is partykeer soos 'n derde hand. Ek dink dit is nou die einde vir vandag. Ons het gevorder. Ons is een stap nader aan ons Kalahari rig. Die bokse is relatief minder, so dis 'n positiewe punt. Maar ja, die plan is om dit hopelik hierdie week klaar te maak so. Môre julle. Ons is nou op pad LA Sport toe. Nadat ons nou al die canopy goedertjies gedoen het, het ons toe nou besluit om leaf springs agter in die bakkie te vervang. Dit is die goed wat jy nie langs die vuur sien nie, maar wat jou daar uitbring. So my voorstel is, vat jou tyd, skryf neer wat se gewig jy op jou voertuig laai en hoe jy dit wil uitlê. In my geval was George en Jacques van LA Sport die manne wat na my bakkie se suspensie kyk. En met jare se ondervinding onder die belt kon hulle help met die regte opset, sonder om jou niere op die swart mark te verkoop. En wel, tot jy jou voete in hulle winkel sit. Daar is alles wat jy aan kan dink vir enige 4x4 entoesias. Genoeg om 'n mens kinderlik opgewonde te maak.
van yskaste tot herwinningstoerusting, van staal bumpers tot laaistelsels. Maar, om terug te kom by die bladvere. Na 'n lang gesprek met George het ons besluit om die 500 kg konstante draagkrag parabolic bladvere te installeer. Omdat ons nie altyd so baie gewig sal dra nie, wil ek ook nie hê die bakkie moet te hard ry nie. Nou dit is waar dit belangrik is om rekord te hou van die opgraderings wat jy doen. En spoiler alert, ons het die regte besluit gemaak. Nou ja, julle het die parabolics is in die bakkie. Dit is opwindend. Ek is baie ywerig om dit te gaan toets. Ek hoop regtig dat die voertuig ry lekker op die lang pad. Ek is baie nuuskierig om te sien hoe die voertuig gaan ry op sinkplaatpad. En natuurlik as ons 'n bietjie gaan 4x4, hoe die flex gaan wees, veral nou met die parabolic leafspring. Tyd het nou aangebreek. Uiteindelik, ons gaan nou begin pak. Dis 3 weke voordat ons tripie aanbreek. So ja, ek gaan probeer om vir julle te wys wat dit vat om so bietjie te beplan en wat die pakkerasies aanbetref, maar ja, dis maar vir ons nou nog 'n nuwe ding soos ek genoem het. Dit is obviously die eerste keer nou ons jy weet vir 3 weke weggaan, so om te beplan en te pak en al daai lekker dinge vat maar fyn beplanning. Die lekker ding nou van die Alucab draerstelsel is ons kan dit uithaal en ons kan dit in die garage pak om basies nou oor die volgende 3 weke kan ons stelselmatig ons draerstelsel gebruik om te begin pak. So, dis al ons droogkosse. Al ons droogkosse gaan nou basies in hierdie Frontrunner flat packs is baie oulik, dit pas in ons draerstelsel in. En dan het ons 2 basies kitchen pantry boxes. Dis nou al die goedertjies wat ons gebruik as ons nou nie heeltyd toegang na dit toe het nie, of nodig het nie. Benjamin is hier so 'n bietjie inspeksie te hou. Hy hou van 'n beskuitjie in die aand, soms sy tee. Ek staan maar net by hom en kyk en dan bedel ek vir so 'n stukkie, maar ja, hy deel so nou en dan as hy lus is. Nou Benjamin, dink dit vir my en vir Karen 'n bietjie meer gemoedsrus gee. Daar is 'n bietjie van 'n boeboe voorgeval. Vandag toe ek in my bakkie ry toe die clutch nou lyk vir my huis tickets. Maar nietemin, die voertuig gaan nou in vir 'n nuwe clutch. So dis nou die lekker ding. Ons kan die drawers uithaal en dit nog steeds neersit en ons kan aangaan met ons pakkery. En ja, dan kan ons natuurlik aangaan met ons goedjies. En want hulle gaan die voertuig hê vir so 'n week of ek dink 3 dae na 'n week sit ek met my geld op. Ons het nou die laaste goedertjies gepak in die laaie. Soos julle kan sien hier, ons het besluit om nou ons het die vleis gevries in die mandjies en dit in die diep vriezer gesit sodat dit mooi kan vries in hulle plekke. En ja, dan gaan ons dit nou basies net in die kampyskas sit net voordat ons ry. Hierdie is ons yskas en dan ons 75 liter yskas en vrieskas is nou net 'n vrieskas. So, hier gaan die eerste goedertjies in. Hier is letterlik 6, 12, 18, 24 kannetjies aan die onderkant van die en al ons ander goedertjies gaan nou nog hier in. So hier is eintlik ons yskas. Dis 'n 40 liter Engel yskas wat ons by my skoonpa geleen het. En ons hardloop hom van 'n EcoFlow Delta 2 met 'n alternator charger en 'n sonpaneel af. So is baie ywerig om te sien hoe dit gaan uitwerk. Maar ja, ons het die agterseat uitgehaal en ja, dit is nou, ons is gewoond om te pak hoe die bakkie was, want ons gaan obviously gewoonlik maar 5 dae op die meeste weg. So dit is nou 'n hele nuwe figure uit wat pas waar.
want ons het dit nog nooit so gepak nie. Maar nietemin, dit is seker maar deel van die sport. Maar ja, ons figure dit nog uit. Kijk, hoe voel daai stoel? Sit daai stoel vir my? Baie lekker diep. Probeer ek opstaan en terugsit en opstaan en Maar ons kan ongelukkig nie een van elk vat nie, omdat hulle moet langs mekaar of bo op mekaar wees. Dis 'n package deal. Ek het 'n katrol nodig. Ja, sien, en ek het dit vroeër genoem. So die laaste groot besluit wat ons moet neem, is watse stoele ons wil saamvat. Karen besluit vir die een en ek vir die ander. En dit gee my natuurlik vreeslik FOMO, want dit wat ons kies, gaan ons mee sit vir die volgende 3 weke. Na 'n hele redenasie wat op die einde ontaard in 'n garage kuier saam met my ma, is die perfekte manier om die laaste pakkery oor die doellyn te kry voordat ons vertrek. Dit getop met die Bokke wat speel teen Italië met 'n 45-0 eindtelling, sal ek sê dit is baie goeie geluk. Lekker. Nee, hierdie kan 'n ou gesellig raak. Waar's jou kombersies vir kniekombersies? Hierdie kan werk. Die Kalahari Kronieke is die verhaal van 2 paartjies wat avontuurlustigheid deel en die begeerte om die mooi natuur en die land te verken. Ons reis saam na 'n plek waar ons nog nooit was nie, die Kalahari. 'n Plek waar water, kos, hout en diesel nie net 'n gerief is nie, maar 'n lewenslyn. Hier begin ons storie. Dink die beplanning het regtig baie goed gegaan. Ons is goed voorberei en ons glo dat ons gaan die Here se seën hê op hierdie tripie. Ons klim nou hier op die N1 snelweg hier by ons. Ons is so 45 minute laat, ongelukkig. Ek was so 10 uur weggekom het, maar ek sien die GPS sê ons behoort so net na 5 al by Kuruman Red Sands te wees. Ons gaan maar probeer druk vir tot daar. Maar ons het niks geboek nie, so ons ry en ons kyk maar waar ons gaan slaap. Ons sien uit na 'n epic overlanding trip. Ons is verskriklik swaar gelaai. My arme ma vra vir my, ja, maar wat van hier op die dak? Ek sê vir ma, daar moet nog ten minste 14 sakke hout en al daai lekker goedjies moet in. So ja, nee, dit is een vir die boeke. So, die beplanning het bietjie verander. Omdat ons 2 dae voor die tyd klaar gepak is, besluit ons om 'n dag vroeër in die pad te val. Met Willem en Jolandi wel op hulle weg en hulle oë ingestel op Kuruman vir die dag, het ons ook besluit om Victoria West te probeer bereik. maak 'n bietjie so. So ja, ons is nou eintlik op pad. Ons gaan oor so daarom net 4 ure se ry in Victoria West. So 8 uur by. En dis 7 uur. Die opgewondenheid is net te veel. Niemand kan meer wag nie en die idee om helfte van die reis na Ograbies toe te dek om tyd te wen, klink soos 'n baie goeie idee. Ons is nou net buitekant Graaff-Reinet. Dit is 4:45 in die middag. Soos julle kan sien, die middagson tref ons lelik. Maar ja, ons 'n klein stop en go hierso. En kyk hoe lekker vol is ons gepak. Woe! Dit sodat ons darm die volgende dag nog die Gorge Cottage in die daglig kan waardeer. Ons val in die pad met die hoop dat alles sal uitwerk. Sien hoe van alles. Gaan nie glo. Lief, is koud. Yes, dit is soos 'n yskas. Ons het nie nodig om yskas hier na toe te bring. Kan net ons vleis buitekant los. En die vleis sal gevries bly.
Dis warmer in die yskas Dis buite. as wat dit buitekant is. Besef jy dit? Moet ek maar net die kos uitlos. Dink ons kan op batterykrag spaar. Dit is so -2 grade. Begin vir ons trippie lyk. Ons is nie gewoond aan die koue nie. Dit is ysig. Dis hektiek. Nee, hier vries alles. Maar ja, ons gaan nou 'n bietjie warm word. Dit is nou 'n pad in Prieska. N12. Ja. Sien ons in 'n later. Ons het daarom nou 'n koffietjie gekry in Bridgetown en ja, ons gaan nou ons pad vind tot by die Ograbies Nasionale Park waar ons dan by die Gorge Cottage gaan oorbly. Ons het so 6 ure, 6 en 'n half ure se ry vir die dag wat voorlê en dan beplan ons om miskien as die tyd nog saam speel, gaan ons vir Jolande en vir Willem hulle ontmoet daar by die Ograbies Park. Soos julle kon gesien het met ons skittoets dat ons is gelaai en ek dink ons het al die toebehore is wel getoets. So as julle nie daardie episode gesien het nie, gaan kyk asseblief en gaan like en subscribe. Dit was ook 'n lekker enetjie om te ervaar. Maar ja, hier is nou die ware toets. Ons gaan julle saamvat op hierdie reis. En ja, hoop julle geniet hierdie reis saam met ons. So 'n bietjie dors. Ons het nou Prieska verlaat. Ons het gou diesel ingegooi, vensters skoon gemaak. Karen het so 'n bietjie vinnige werksessie ook ingesit. En ons verstom ons hier aan hierdie sociable weaver nesse al langs die pad, maar ek dink ons is nou redelik naby aan die Oranje rivier. Soos julle nou ons Namakwa Eco-Trail reeks gekyk het. Ja, dit is wel het begin nou nie, het begin al die pad in Lesotho, maar hy kom maak 'n draai hier naby Prieska. So, maar ja, ons vat nou die pad verder aan. Is nou nog so 250 kilos tot in Appington en die bakkie ry nogals heel lekker. Ek het gedink hy gaan wheelie al die pad tot in die Galagadi, maar te danke aan die lekker suspensie hoef ons nie te wheelie nie, ons kan op 4 wiele bly. Hulle bietjie wheelie.
Net buitekant Appington let ons op hierdie massiewe toring wat blink. In die sonbestraalde Noord-Kaap staan een van Afrika se mees besonderse energieprojekte, die Kai Solar One. Dit is 'n 50 megawatt sonkragstasie, die eerste sontoring van sy soort in Afrika, ontwerp om die onophoudelike krag van die Kalahari son te benut. Met meer as 4000 reuse spieëls fokus sonlig op 'n sentrale toring waar superverhitte stoom opgewek word om elektrisiteit te produseer. Hierdie stelsel kan selfs na sonsondergang krag lewer deur hitteopslag. Hierdie baanbrekende aanleg wys nie net die nuutste hernubare tegnologie nie, maar hoe hierdie droë landskap deel vorm van Suid-Afrika se skoon energie toekoms. So, ons is nou in Kakamas. Ons gaan nou vir Jolandi en vir Willem ontmoet By die Pink Pad staan. by die Pink Pad staan. So ja, 'n jaar se beplanning. Dink ek het vir Jolandi gesien op skool laas. So ja, hier join ons forces. Vang ek hem met 'n mond vol kos. Lang? Na 'n jaar. 'n jaar se beplanning. En toe het ons mekaar nog ons by die Pink Pad stal toevallig. So die tyd het eintlik goed uitgewerk, né? Die tyd is verseker aan ons kant. By die Pink Pad stal in Kakamas loop ons in Willem en Jolandi vas. Heelwat vroeër as wat ons beplan het. Dit is nou 'n groot verrassing. Na horde stemnotas, WhatsApp boodskappe en video-oproepe was dit nou die perfekte bymekaarkoms. En vir Karen is dit die eerste keer om hulle in persoon te ontmoet. Die plan van hier af is om gou iets te eet, diesel in te gooi en dan gaan ons die pad saamry tot by ou Grabies. Sommer soos ou vriende wat nooit uitvoeling was nie. Een Bravo 1, hierso is allemaal baie mooi hilaksie voor. Dadelik duik die eerste probleem op met die tweerigting radio wat nie wil werk nie. Maar gelukkig net 'n fuse wat Willem vanaand gou gaan vervang. Good afternoon. Gaan goed, dankie. Jullie ook 'n permit self? Ons het, Jullie saam? ons is saam, ja. Die permit jullie net saam gedraak oor die ontvangs. Ja. So, We alright. gaan net eerst oor die ontvangs. Okay, nou net. Dankie vir jou. Jy ook, bye bye. Nou nog nie kyk hoor, ek het Ons is verwelkom met baie vriendelike personeel by die intekenkantoor. Ek kan eerlikwaar sê, na al die sandparke wat ons al besoek het oor die laaste paar jaar, het ons nog net vriendelike diens ontvang. Dit maak dit regtig 'n plesier om hulle te ondersteun. En veral vandag met 4 mense vol grappies wat oorloop van opgewondenheid vir dit wat voorlê, mag ons dalk net die ontvangsdame goed vermaak het. Wat se voertuig ry jy? Hy die gery Paula man. Nee, dan kan julle Paula met sulke 40 duim dan wiel. kan julle
julle daarom Kyk, 'n rental ry enige plek. Hulle sit met julle na die ompad. Of dit nou 'n Hyundai i10 is, as dit 'n rental is, ry hy. Klippe, dan gaan julle na die volgende tekker toe. Huisie nommer 10 is daai ene. So ons is Voel soos Rian Kruiwagen, ek gaan nou die nuus vertel. Ons kan nie uitgepraat raak nie, maar ons moet vir nou eers Willem en Jolandi groet. Ons harte is vol en gelukkig het ons nog 3 weke van avontuur wat voorlê. Ek en Karen het nog so 30 minute verder in die park om te ry tot by Gorge Cottage met die son wat nader trek aan die horison. Hier is ons nou by die Gorge Cottage. Dit is die perfekte begin vir ons avontuur Kalahari toe. Ons gaan nou 'n vuurtjie aansteek en ja, dit is 'n baie mooi plek. Ek kan nie genoeg beskryf hoe mooi dit is nie. Dis 'n voorreg om hier so te wees. So ek's baie dankbaar Jolandi, Willem, julle het dit voorgestel. Ons het nou so vlugtig vir Jolandi en vir Willem ontmoet in Kakamas en ons het so saam gery tot by die hek. Ongelukkig kan net een paartjie hierso slaap, so dis een plek in die park waar jy kan bly. Maar daar is akkommodasie by die hek. So ons sal nou môre basies gaan ons nou hier wakker word. Dan gaan Willem hulle, as jy 'n hek oopmaak, dan kan hulle nou deur hy hierdie kant toe, dan kan hulle ons hierso ontmoet. So môre begin ons avontuur amptelik. En ja, ons paadjies het nou bymekaar gekom en van hier af vorentoe gaan ons saam die pad aanpak. En ja, ons gaan nou die vuurtjie aansteek en volgende paar dae gaan ons nou in akkommodasie bly en dan ons eerste kamp gaan dan nou wees in Rooipits.
So ons sien baie uit daarna, so ons gaan die bietjie akkommodasie waardeer tot ons kamp episodes begin. So, maar bly ingeskakel, ons gaan julle wys hoe lyk dit môreoggend ook hier so met die sonsopkoms. Maar vir nou gaan ons 'n vuurtjie aansteek en die res van die aand net 'n bietjie geniet. So hierdie is mac and cheese in 'n braaibak bo op die vuur, want daar's nie 'n oond nie. That's how we roll. Is daar 'n beter manier om ons reis mee af te skop? Ek dink nie so nie. Alhoewel dit die plek van groot geraas genoem word, is daar 'n kalmte wat saamkom met die klank van die water wat deur die kloof weergalm. 'n Kalmte wat jy self sal moet kom beleef. Alhoewel ons nie vanaand kamp nie, is dit 'n plek wat ek sal sê jy moet byvoeg op jou kluitklaplysie. Na 'n lang 2 dae op die pad wil ons net sit en die aand inneem. En Karen se makeshift oond, 'n eerste, maar definitief nie 'n laaste nie. Ons het geëet soos konings. Hier besef ons iets is besig om te verander. Van hier af reis ons saam. En hierdie is maar net die begin van baie goeie herinneringe. In die volgende episode verken ons Ugrabies Park en steek dan die Oranje rivier oor via die Bloupitspad verby die bekende Riemvasmaak en eindig dan op by Kamp Kierie. So moenie vergeet om te like en subscribe sodat jy nie uitmis op hierdie avontuur nie.